Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd hier saam. Nou ons is besig om te praat oor 'n woestynlewe, die genesing wat plaasvind in die woestyntye en vandag gaan ons kyk na Elia se genesing, sy oorwinning in sy woestynervaring. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die heerlikheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die heerlikheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger na Ons het nou al so 3 weke gekyk na hierdie woestynlewe, hoe God die weg is en jou wil genees in jou karakter en hoe hy die woestyngebeurtenisse in ons lewens gebruik. Ons het gesien daar's verskille in woestyne, né? Daar's kort, vinnige versoekingstye, daar's lang tye, Israel 40 jaar in die woestyn, daar's iets van Johannes die Doper wat sy hele lewe in die woestyn was, maar al hierdie woestyntye, verskillende ervarings, verskillende doele, verskillende maniere hoe God dit gebruik in jou lewe. En ek wil regtig sê, as jy nie die reeks gevolg het nie, kry dit is op die internet, die boodskappe is oral beskikbaar, en gaan vang dit op, en raak deel en word deel van hierdie hele reeks, want wie weet, dalk wil God iets jou leer, dalk wil God jou help met 'n woestynervaring in jou lewe, dat jy kan groei, dat dit vir jou iets kan beteken, dat dit nie net tyd, mors en seer is, wat nêrens heen gaan nie. So, raak deel, wees deel van die reeks, en kry hom as jy dit gemis het. Vandag gaan ons kyk na Elia in die woestyn. Elia se lesse wat hy geleer het, en die oorwinning, hoe God iets massiefs in sy lewe en wêreld gedoen het in hierdie tyd in die woestyn. Nou kom ons begin in die begin van Elia se storie, of hierdie storie. Jy sal dalk onthou, Elia het hierdie geveg met die Baal-profete op die berg Karmel. Onthou julle daar waar hulle die altare moes bou, en elkeen moes bid, en dan moes die ware God met vuur antwoord. Ons onthou het, God antwoord Elia se gebede met vuur, verbrand al die altare, hulle oorwin die Baal-profete, en dan die volgende oomblik vir koning Agab, sê hy, hier kom reën, en dan hardloop Elia voor die osse en die diere en alles uit, en daar kom reën, hy het net 'n wolkie gesien, en ja, mooi stories, ek bedoel wonderwerk stories. En dan stuur die profetes Isebel, Baal se profetes, vir Elia boodskap, ek gaan jou doodmaak.
En Elia val in hierdie depressie, hierdie oormoegheid, hierdie oorwerk, ek het nou groot dinge gedoen, ek het groot goed bereik en alles, en dan hardloop hy die woestyn in en wens hy gaan dood. En sy woestynbelewenis is iets depressief, dis iets verskrikliks, dis erger as al die ander ouens se woestynbelewennisse, dis iets van ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek gaan oppak, ek maak klaar, die woestyn, die lewe, alles is te erg vir my. So, dis 'n redelike erge situasie. Maar kom ons gaan lees, wat voel hy en wat gebeur daar in die woestyn. Hier is die boodskap, Isebel het iets gestuur en dan begin het, 1 Konings 19:3. Hy sê, Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Nou, soos ek sê, is alweer 'n merkwaardige storie, né? Iets van, wow, 40 dae op daai bietjie kos, maar kom ons gaan in die storie in. Elia is moeg, oorwerk, oor bang, oor stres, al daai klas van goed, en hy sê, ek wens ek gaan nou dood, ek wens alles is verby. As jy die hele stuk lees, ons nie tyd nie, dan sy gesprek met die Here is, Here, ek het alleen oorgebly, die volk Israel wil hy ook nie regtig dien nie, hulle werk nie regtig saam nie, nou wil hulle dien, maar as daar afgode kom, hardloop hulle agter die afgode aan, so ek is alleen teen die Sebel, teen al hierdie sonde, teen al hierdie probleme, en ek wil nie meer nie. En dan kom die antwoord in die woestyn na hom toe. 'n engel van die Here wat vir hom sê, eet en drink, hier's vir jou roosterkoek, eet en drink, anders gaan die pad vir jou te lank word. Hierdie gedeelte is iets van ons fisiese behoefte, wat God nie oorsien nie. God weet wat is ons fisiese behoefte, en baie keer is die herstel, fisiese herstel. Daar's iets in dit dat God ag die reëls, die wette van menswees. Daar's iets in dit van, hoe lyk jou slaappatrone? In die woestyntyd, baie keer ly aan slaaploosheid. Ek ken baie mense, en ek dink jy is dalk een van hulle, wat as die regtig stres raak, as die rekeninge ophoop, as die werk nie inkom nie, as die kinders regtig siek is en dit gaan sleg, en as die huwelik chaos is, en ons kan al die scenario's skep, wat is die eerste ding wat van jou af weggaan? Slaap. Jy lê en rondrol op jou bed, jy top oor die goed, jy moes dit gesê het, jy moes dat gedoen het, dit moes gebeur het, jy moes gehelp het, as die Here net dit doen, as dit net dat gebeur. En een van die eerste goed wat met Elia gebeur, is hy gaan in 'n diepe slaap, 'n goeie slaap. En baie interessant, as jy retreats of afsonder weke of tye baie keer bywoon, of as jy die boeke lees oor kloosterlewe, mense wat gaan afsonder vir 'n week lank, en sulke klas van goeders, baie keer, weet jy wat is die eerste oefening wat hulle vir jou gee in die afsonder tyd? Gaan slaap. Want hulle het agtergekom, die westerse mens is oormoeg. Hy's oorgejaag. Die e-posse is deur die nag. Jou foon praat met jou deur die nag. As jy wakker word, kyk jy, lees jy. Daar's die heeltyd stres, daar's die heeltyd contact, jy weet. Ons wil die heeltyd connected bly, maar dit is so gevaarlik, want ons skakel nooit af nie. En een van die goed wat die woestyn vir jou leer, ons het al daaroor gepraat, Johannes se lewe ensovoorts, is die stil word, is die slaap, is die rus, is die tyd om te hoor wat God wil sê. Maar hoor gou mooi, voor 'n geestelike antwoord by Elia gekom het,
moes hy eers fisies hom uitsorteer. Ons kom nou by die geestelike antwoord. Maar voor die geestelike antwoord moes daar eers fisiese iets gebeur met hom. Baie keer, ek en jy is in 'n stres, in 'n woestyn, ons is in 'n gevaarplek, ons is in sonde, ons is in siekte of wat ook al, dan wag ons dat die Here moet kom. Ons wag vir 'n aanraking van die Here, ons wag vir 'n diens, ons wag vir 'n preek, ons wag vir 'n antwoord. En die Here sê, ek kan nie met jou praat nie, want emosioneel is jy uitgebrand. Ek kan nie met jou praat nie, want fisies gaan die pad vir jou te ver wees. Daar's net te veel goed, jy moet eers rus. Jy moet eers dalk jou dieet verander. Nou hierdie is baie keer vir mense soos nooit. Die Here kan nie omgee daaroor nie, man. Nog so ou 3 McDonald burgertjies, man. Ag, kom aan, wat's fout? Weet nog so ou steerschippie, lekker man. Dalk wil die Here hê voordat ek met jou kan werk, moet ons eers jou emosioneel en fisies gesond kry. En baie keer is dit vir mense die laaste antwoord wat hulle wil hoor. Hoe kan my dissipline en my dieet 'n effek hê op my verhouding met God? Nou, as jy gaan lees daaroor, gaan jy skrik. Jou emosionele wêreld, jou geestelike wêreld, jou fisiese wêreld is alles in mekaar ingeweef. Gees, siel en liggaam, jy's een mens. En baie keer is die antwoord van my gees 'n begin in my vlees. Ek moet fisies iets doen. Elia moes eet. Nou, kan ek net gou vir jou sê, het God nie die krag gehad om Elia sterk te maak, dat hy hardloop sonder die roosterkoek nie? Ek en jy die antwoord, natuurlik het God die krag gehad. God kan enigiets doen. Hy kon laat Elia vlieg, man, for what is it worth? Ek bedoel, die Here kan enigiets doen, maar hy kom en hy sê, eet Elia, en drink, en Elia het weer in 'n diep slaap gegaan, en hy het weer wakker geword, en hy moes weer eet, en daar's iets wat die Here sê, ek wil jou gees, siel en liggaam bedien. Ek wil jou in die woestyn leer hoe om 'n gesonde mens te wees. Ek wil jou in die woestyn leer dat ek sien jou holisties. Onthou ons ritme 7, God roep jou om hom te volg met jou hele lewe, alles van jou. Ek sien jou as 'n kompleet mens en ek wil so met jou werk. 'n Tweede punt nog, voordat ons net kom by die antwoord van die geestelike antwoord. Die tweede iets is die vrees van Elia. Sien jy die krag van vrees? Die vrees tap alles uit hom uit. Hy het nou net gesien hoe dit reën. Hy het nou net gesien hoe antwoord God vuur uit die hemel uit. Hy het nou net voor diere uitgehardloop dat hulle hom nie kon vang nie. Hy het nou net die krag van die Here gesien. Nou is hy bang vir 'n vrou. Nou, daai punt verstaan ons, né? Okay, Isebel is agter hom aan. Ons almal weet hoe erg 'n vrou wees. Maar nou is hierdie kragtige man van God bang vir 'n vrou. Ek wonder hoeveel van Suid-Afrika is in 'n vorm van depressie of woestyn as gevolg van vrees. En die Here moes eers met hierdie vrees met Elia deel en sê, jy's nie die enigste een wat oorbly nie. En die seewal gaan jou nie doodmaak nie, en God is in beheer van alles. As jy die storie klaarmaak, as jy nou die 1 Konings 19 gaan klaarlees, dan gaan jy sien die Here sê vir hom, gaan salf so en so, gesaal is die man se naam, gaan salf hom as koning, gaan salf Jehu as koning van Israel, en gaan salf Elisa as die volgende profeet na jou. En is so half asof Elia sê, askies, het u klaar alles uitgewerk? En die Here wil vir hom sê, waaroor vrees jy? Ek's in beheer. En hy sê vir hom, daar's nog 7000 Israeliete, wat nie hulle knie gebuig het voor die Baals nie, wat saam met julle die pad gestap is. Hoor gou mooi, die Here wil baie keer in die woestyn jou vrees aanspreek. Want jy sien, vrees is 'n baie sterk wapen. Ons het al 'n reeks gedoen oor vrees hier op die woord, maar vrees is dalk die duiwel se sterkste houvas op jou. En ons as mens, ons word gedryf deur vrees. Baie interessante studies. Jy gaan werk baie keer net uit vrees uit. Jy spandeer goeie tyd met jou man of vrou net uit vrees uit, nie uit liefde uit nie. Jy werk met jou kinders baie keer uit vrees uit. Vrees hoe hulle kan uitdraai, vrees dat hulle nie iets gaan word nie, vrees dat jy geskei, of vrees dat daar nie geld gaan wees vir jou rekening nie. Vrees dryf baie van ons aksies, en dis verkeerd. Die skrif leer ons, volmaakte liefde verdryf vrees. Ek en jy moet werk toe gaan omdat ons 'n roeping het. Ek en jy moet tyd met ons man en vrou spandeer omdat ons liefde het. Ons moet ons kinders opvoed omdat God 'n droom vir hulle het, nie omdat ons vrees nie. En Elia sit hier met vrees en God moet eers sy vrees hier hanteer in die woestyn.
vir hom sê, Elia, kom ons kyk, waaroor vrees jy? Kom, wat is jy voor bang vir Jezebel? Is jy bang as niemand wat meer die Here wil dien nie? Is jy bang, ek hoor nie meer jou gebede nie? Wat is jou vrese? En dalk in jou woestyn is God nou besig om jou vrese op te lig voor jou. En in jou woestyntyd, in jou moeilike tyd, en jy wil murmureer en kla, al wat God doen is sê, kom ons kyk, waarvoor vrees jy? Is jy bang, niemand sien jou raak nie? Is jy bang, mense skinder van jou? Is jy bang, jy's nie gewild nie? Is jy bang, jy's nie in die Hy sê, kom ons kyk wat jou vrese. En hy bring hierdie vrese uit Elia uit hier in die woestyn. Okay, kom ons gaan aan. Dan eet hy en hy kry die krag, hierdie onbeskryflike krag, om 40 dae en 40 nagte te loop tot by die berg van die Here. En dan hier by die berg van die Here, kom hy uit sy woestynervaring uit, met seker een van die mees onbeskryflike antwoorde van die Here. Kom ons gaan lees dit, 1 Konings 19:12. Hy sê, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Elia kon nie hierdie onbeskryflike geestelike moment beleef, geniet, ervaar, as hy nie eers deur 'n fisiese voorbereiding was nie, as hy nie eers deur 'n emosionele vreesvoorbereiding was, wat jou vrese, wat gaan aan in jou lewe, sou hy nooit gereed gewees het om God in stilte te hoor nie. Nou, ons het al hieroor gepraat. God is nie altyd in die vuur nie. God is nie altyd in die aardbewing nie. En baie keer as jy in 'n depressie in 'n woestyn is, dan wag jy vir die aardbewing. Die Here gaan 'n nuwe werk, die Here gaan 'n deur oopskop, die Here gaan bonatuurlik voorsien. Jy wag vir die vuur. Elia het vuur gesien, hè? Net 'n paar weke, maand of wat terug, het hy vuur uit die hemel gesien. En hy sê, en God was nie in dit nie. God is in 'n windstilte partykeer. God is partykeer in 'n woestyn. En hy ontmoet jou en hy skryf in jou binneste. Hy skryf identiteit, hy skryf liefde, hy skryf aandag in jou binneste. Wanneer? Partykeer in die stilte. En ek en jy is so gejaag, so gedryf. Ons haat die woestyntye so, ons haat die stilte so. Daar's altyd 'n radio aan, altyd 'n TV aan, in die kar, in die huis, oral, daar's altyd 'n lawaai, daar's altyd iets wat met musiek maak of iets, want ons hou net nie van die stilte nie. Ons dink die antwoorde van die Here is altyd kragtig en groot en magnifiek en aardbewings en vuur. En die Here sê, Elia, kom ek vat jou deur 'n woestyn. Ek leer jou fisies, ek leer jou emosioneel oor jouself. Ek genees jou fisies, ek genees jou emosioneel. En nou is jy reg om my in die stilte, in iets van jou middel, iets van jou center of gravity, in jou menswees, my te beleef. En toe kom die antwoorde, en gaan salf hierdie man as koning, gaan salf hierdie man as koning, en gesalf hier Elisa as die volgende profeet, en al 7000, en weet jy wat Elia, ek het nog altyd alles onder beheer gehad, dis wat die Here vir hom sê. En ek kan net dink, Elia se gevoel daar in die woestyn, daar op die berg, so, wow, Here, U het alles onder beheer. U was al die tyd nog God. Niks was uit die hande uit nie, maar ek was in 'n depressie, ek was in hongerte, ek was in moegheid, ek was in vrees, en U was in beheer. En God genees hom in sy karakter in hierdie woestyn. So kom ons gaan kyk in ons lewens, ons woestyne, waarmee is die Here besig om ons te genees en ons te leer. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Dis als in die verlede, ek sit dit ver agter my. Die seer kon ons nie keer, maar dis verby. Ek sal nie dat dit my terughou, ek sal nie dat dit my weghou. Het die prys betaal vir ons suksesverhaal. Want ons het net een kans om voluit te leef.
heel beste te gee. Verskoning sal ons altyd kan kry, om weg te kruip en selfs te bly lê, maar ons sal opstaan en elke dag leef soos u sê. Ek wil weer saam met mense bid wat een of ander vorm van woestyn beleef. En wat net sê, ek wonder wat sy doel, wat sy lesse. En dalk sy les iets van moegheid, gejaagdheid, lawaai, en God wil vir jou stilte gee om uit hierdie vrees uit te kom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir al die belewennisse wat ons kan kry. Dankie vir al die lesse in die skrifte, Here. En Here, ek bid so vir mense wat in vrees is, in 'n depressie is. Ek bid so, Here, dat U ons sal ontmoet hier in die woestyn. En as dit fisies moet wees, as dit emosioneel moet wees, genees ons, Here, sodat ons die antwoorde, die stilte, die hartklop van U kan beleef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.